Ons moet stil raak voor God. Eksodus 14 vers 14. Die Here sal vir julle stry en julle moet stil wees. Die Here sê in sy woord, julle moet stil wees en ek die Here, jou God, sal vir jou stry. Wat 'n wonderlike skrifgedeelte is dit nie vir ons nie. En dit kom uit die woord van God. Dit is 'n bemoedigende woord vir ons in tye van storms. Dan wil ons as mens ons eie storm stil maak en hanteer. Dan raak omstandighede om ons moeilik en verstaan dit nie hoekom die Here ons nie help nie, omdat ons die stem van God nie hoor nie. Wanneer ons as mens stil raak voor God, sal ons omstandighede soos mis voor die son verdwyn. As ons ons eie besluite neem, kan dit baie nagevolge hê. Jesaja 30 vers 14. Want so sê die Here, die Heilige van Israel, in 'n terugkeer en rus lê julle heil. In stil wees en vertroue bestaan julle krag, maar julle wou nie. In die skrifgedeelte sê die Here duidelik in ons terugkeer na 'n lewendige God en sy woord wat ons leiding gee en onderrig. Dit sal ons vrymaak van alle ongeregtigheid en ons sal rus by hom vind. In stilte en vertroue lê soveel krag uit die hand van God. As ons net verluister en doen, sal die krag van God oor ons kom. Die laaste gedeelte van die skrif sê, julle wou nie luister nie. Kom ons raak stil en vertrou op die Here. Daarin is baie krag. Daar is mense wat nie luister nie en nie gehoor gee nie. Weereens, die boodskap raak stil voor God. Psalm 62 vers 6. Wees net maar stil tot God, my siel, want in hom is my verwagting. Wat is die verwagting van die Here? Die Here verwag van ons om gehoorsaam te wees, om met alles te vertrou en stil te wees. Vader, ons sê vir U dankie vir hierdie skrifgedeelte dat U vir ons stry en ons moet stil wees. En ons sê baie dankie daarvoor. Help ons om stil te raak wanneer omstandighede na ons kant toe kom wat ons nie kan beheer nie. En dat ons net kan stil raak en luister wat die stem van God sê. Baie dankie Vader in Jesus naam. Amen. Ek nooi jou uit om jou gebedsversoeke te deel. Ek sal saam met jou in gebed staan met die geloof dat God in jou lewe werk.